Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel net graag met u vanaand weer 'n gedagtetjie rondom Petrus en hoe hy gevorm is in hierdie skool. Hy's nou in Jesus se skool, hy stap saam met hom. Hy word nou gevorm in hierdie skool van Jesus. Nou is daar so 'n paar episodes en dis nou baie interessant dat hierdie episodes almal by die see afspeel. En ek het nou gedink, miskien was dit omdat Petrus 'n visserman was. En Jesus baie dinge by die see en deur die see met hom gedeel. En die eerste was dan die wonderlike visvangs. Nou dis daar in Lukas 5 van vers 4 af. Is Jesus op sy boot. Nadat Jesus op die boot was, sê Jesus vir Petrus, gaan uit in die diepwater en laat jou nette sak. Dis nie hoe hulle vis gevang het nie. Hulle het vis gevang in die vlakwater. Hulle het vis gevang in die nag. En Petrus sê vir Jesus, ons het die hele nag baie hard gewerk. Maar wat hy eintlik vir Jesus wil sê is, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie hoe ons vis vang nie. Dis hoe ons oor generasies nie vis gevang het, dis hoe dit nie werk nie. Maar dan sê Petrus hierdie ding, en elke een van hierdie gedeeltes waar Jesus met Petrus werk by die see, het beteken dat vir elke een was daar 'n baie belangrike les gewees. En die les wat ons hier leer is, geloof word gebou op die woord van God. Want Petrus sê vir Jesus, op u woord sal ek dit doen. Al is dit radikaal teenoorgestel van wat die tradisie sê. So met ander woorde, ons moet vandag verstaan, geloof word gebou op die woord van God. Dis die basis. As God nie gepraat het, kan ons nie glo nie, want wat sal ons glo? So, geloof op die woord van die Here, en dis teenoorgesteld van die tradisie, heeltemal die teenoorgestelde, want ons moet onthou, ons lewe, soos kinders van die Here is, beteken dit, ons lewe in die geestesrealm, want God is gees. Ons behoort nou tot 'n ander koninkryk, ons behoort aan 'n nuwe koninkryk, die nuwe koninkryk het nuwe reëls, daar's 'n nuwe denkrigting, dis hoekom ons moet leer. Ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Ons moet leer om anders te dink, want ons behoort nou tot die nuwe koninkryk, en in hierdie nuwe koninkryk is dis die onsienlike. En hier werk dit op grond van die woord van die Here. Goed, die tweede is, Jesus kom daar in Matteus hoofstuk 17 van vers 23 af. Kom Petrus by Jesus, hulle het nou met hom gepraat oor die belasting, hulle vra, betaal julle dit nie belasting nie? Hy kom by Jesus, en voordat Petrus nog 'n woord kan sê Jesus vir hom, die belasting, hulle soek belasting by jou. En Jesus sê 'n baie eienaardige ding, en dit is, gaan nou see toe, dan gaan gooi jy jou hoek in die water, en die vis wat opkom, sal 'n staarter in sy bek hê, en dan gaan jy hom, vat hom tempel toe, en dan gee jy hom nou vir die belasting, dis nou vir my en vir jou. En nou sien ons, Jesus weet wat ons nodig het, nog lank voor ons hom vra, het hy lank al geweet, wat ons behoefte is, wat ons nodig het, en wat ons moet hê. En dan sien ons, logika is die vyand van geloof. Wie sou dit nou kon bedink? Dat's nie, die natuurlike denke van die mens, behoort tot hierdie sienlike realm, terwyl ons leef in die onsienlike realm, en logika is die groot vyand daarvan. Die derde is, die storm op die see, daar in Matteus 8 van vers 23 af. Nou is Jesus saam met die disippels op die boot, Jesus gaan lê en hy slaap, en nou is die disippels op die boot, en daar kom 'n storm, en nou raak hulle bang. En die storm raak net al groter en al erger, tot op die punt, waar hulle van Jesus gaan wakker maak en sê, Here, nou moet U help. En dan kom Jesus, hy bestraf die wind. Nou dit is baie interessant dat hy die weer bestraf het. Met ander woorde, Jesus sal nie bestraf dit vir God is nie. Met ander woorde, dit beteken net een ding, en dit is, daardie storm was nie van God af nie, bestraf het. En dan sê hy vir hulle, julle klein gelowiges. Nou sien ons, kom is julle bang? Vra hy vir hulle, kom is julle bang, julle klein gelowiges? En ons sien, vrees en geloof is teenoorgesteldes. Ek kan nie vrees en glo tegelykertyd nie.
En vir ons as mens is dit nie so maklik nie. Beteken dat omstandighede het 'n enorme effek op ons geloofslewe en op ons geestelike lewe. En as die omstandighede verkeerd draai, dan vat dit van ons om te fokus op dit wat God gesê het en dit met die vrees oorkom in my lewe. Die 4de, Jesus wandel op die see. Nou het Jesus die brood vermeerder, die vis, en hy sit die disippels in die boot, hulle moet oorgaan na die ander kant toe, Jesus klim op die berg om te bid. En dan kom daar weer 'n storm op die see. En die volgende oomblik in die 4de nagwaak, met ander woorde, dis baie laat in die nag, dis hier so in die oggenduur, dis die 4de skof van die wagte wat moes geruil het. Dan kom Jesus na hulle toe aangestap. En nou, kyk die disippels, en die Bybel sê, hulle het geskree van vrees. Anderswoorde, hulle word verskriklik bang toe hulle Jesus sien, want hulle dink, dis 'n spook, tot hy toe nader kom, en hulle sien, maar dis Jesus. En Petrus sê vir hom, Here, beveel my om uit die boot uit te klim. Weereens Petrus met sy persoonlikheid, wat doen, en hy klim uit, en hy begin loop, tot hy sy oë van die wolke afhaal, van die Here Jesus afhaal, en op die golwe hou, en daar sink hy. Met ander woorde, dit sê vir ons kan Jesus verwar met 'n spook. Baie keer, dan kom God na ons toe, maar hy kom op 'n totale ander manier, in 'n totale ander gedaante, as wat ons dit graag sou wou gehad het. En hierdie lyk baie keer vir ons soos 'n spook, maar dan is dit God wat na ons toe kom, en Jesus wat met ons kom bemoeienis maak. Volgende, Petrus het nou vir Jesus verloon. Hy sê vir die ander disippels, ek gaan terug viswater toe, ek gaan vis vang. Ander disippels sê, ek gaan saam, hy is die leier, hulle gaan saam met hom, en nou is hulle besig om vis te vang. In die volgende oomblik kom Jesus. Hy gaan haal vir Petrus. En wat hier baie belangrik is Jesus begin nie met Petrus praat, hy sê, Petrus, wat het jy gedink doen jy? Hoekom, jy het gesê, jy is bereid om saam met my deur die dood te gaan, en kyk, wat sê jy, wat? Niks van dit nie. Jesus begin met Petrus praat. Weet jy wat verduidelik hy vir hom? Wat is agape liefde? En hy wil vir Petrus verduidelik in dit alles, en dit is, jy het gedink jy het dit, maar jy het toe nie agape liefde gehad nie, jy het toe die filios liefde, want Jesus vra vir Petrus, agape jy my? Petrus sê, Here, ek filios u, ek het u lief met die liefde van 'n vriend. Dit is voorwaardelike liefde, as jy doen dit wat ek van nou het ek jou lief, anders het ek jou nie meer lief nie. En agape liefde is presies die teenoorgestelde, dis onvoorwaardelik, dit is iets waarvan ons 'n baie moeilike begrip het. Jesus vra vir hom die tweede keer, Petrus, agape jy my? Petrus sê, Here, ek filios u. En dan vra Jesus vir hom die derde keer, Petrus sê, Here, u weet alles. En hy wil vir Petrus kom leer. Hy wil kom optel. Hy sê, dit wat jy doen, jou mislukking is nie die einde van dit nie. Jou mislukking kanselleer jou nie. Jou mislukking beteken, Jesus kom tel jou op. Hy kom haal jou. Hy kom sit jou voete weer op die rots neer, en hy maak weer met jou bemoeienis. Hy is nie soos 'n mens nie. Hy dink nie soos ons nie, hy kyk nie soos ons nie, en moet ons vir hom vra, Here, help ons om na ander mense te kyk, soos u na hulle kyk. Help ons om die agape liefde te hê wat u het. Nou, Petrus was die een wat die Jood en die heiden bymekaar moes bring. Die hele gedagte van Cornelius, waar Petrus die laken sien neerdal met die onrein diere, en hy sê, Here, ek het nog nooit 'n onrein dier geëet nie, en Jesus stuur hom na Cornelius toe, en hy sê, geen mens is onrein nie, en die Heilige Gees kom op hulle. En wil hy in elke een van hierdie dinge vir ons kom leer. Hy wil ons kom leer. Hy is nog nie met ons klaar nie, hy loop die pad met ons. Hy gaan die pad met ons uitloop, hy los ons nie halfpad nie. Dit wat hy begin het, dit voleindig hy, daar's 'n eindstreep, en hy gaan saam met ons tot by die eindstreep, en hy dra vir ons
tree vir tree en oomblik nou. In die proses onderrig hy ons, praat hy met ons en leer hy ons. Mag die Here ons binne in hierdie skool van die Here Jesus, mag hy ons help en mag hy ons oomblik na oomblik leer en mag hy vir ons kom maak dit wat hy wil hê ons moet wees, want hy die eindproduk in gedagte. En die Here help ons elke een op hierdie pad en hy seën u baie, baie ryk.